iets op my hart vir vandag, en dit is die kern van God se Vaderhart. En dis nie omdat dit Vadersdag is wat ek hierdie boodskap met julle deel nie. Dit is eintlik iets waarmee die Here met my besig is al vir maande, en hy los my net nie uit oor hierdie nie. So, ek het die voorreg om dit dan vandag met julle te deel. En ek gaan begin deur 'n vraag te vra, wat ek is seker almal van ons vra hierdie vraag, wetend of onwetend, iewers in jou lewe worstel jy dalk op 'n baie diep manier met hierdie vraag, uit moedeloosheid uit of so, maar ek dink ook dis goed vir ons om gereeld onsself in check te hou deur hierdie vraag te vra. En dit is, wat is die punt? Wat is die punt? What is the point? Wat is die punt van hierdie lewe? Hoekom is ek hier? Hoekom doen ek wat ek doen? Hoekom moet jy week in, week uit, jaar in, jaar uit dieselfde werk doen? Nee. Maak dit ooit saak wat jy jouself mee besig hou. Ons vra hierdie tipe vrae gereeld vir onsself en vir die Here in gebed, nee. En as jy baie musikaal is, soos Kobus of Eidie, dan rig jy dalk jou hele lewe in om iets wat jy 'n passie voor het, uit te leef en jy voel, dis my doel, dis hoekom ek hier is, nee. Of jy's dalk iemand soos Tannie Wilma, wie se hart is net vir haar familie en haar mense en haar extended family wat die Here ook nog vir haar gee. Nie net bloedfamilie nie, en mense is absoluut haar ding. Maar in die 11 jaar, wat nou nie baie lank is dalk nie, wat ek al Jesus volg en Jesus ken, is daar hierdie een ding wat hy die hele tyd my na toe terugrig. En dit is wat ek vanoggend met julle wil deel. En dit gaan nie nuwe nuus wees vir van julle nie, maar ek is hier om julle vandag te herinner aan hoe belangrik dit is. En dit is om God te kan ken en dat hy my kan ken. Ons is hier sodat ons God kan ken en hy ons kan ken. En alles anders wat ook belangrik is, soos om God die eer en die glorie te gee wat hom toekom deur jou lewe, vloei uit daai verhouding uit. Okay. So, daarom is ons hier, die goeie en die slegte en al daai goed, om God te kan ken te midde van al daai dinge, en dat hy jou kan ken, dat ek en jy ons lewens oopmaak, sodat hy ons ook kan ken vir wie ons regtig is. En Jesus bevestig dit in Matteus 7, dan sal hierdie ding wat hy sê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil van my Vader wat in die hemel is, doen. Which begs the question, wat is die wil van die Vader? En dan gaan Jesus aan, dan sê hy, baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons dan nie in u naam gepreek nie, deur u naam bose geeste uitgedryf, en deur u naam baie wonders gedoen nie, dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. Die Engels sê, you evildoers or workers of iniquity. Maar hoe kan dit dan wees? Want in Matteus aan die einde, wanneer ons die Great Commission kry, sê dit dan nie toch, gaan dan in die wêreld in en preek, en dryf bose geeste uit, doen wonders, vertel vir mense van die goeie nuus van Jesus, nee? Hoe kan dit nou ewe skielik boos wees? En dit gaan oor, ons kan besig wees met al daai dinge, maar God totaal en al mis, omdat ons hom nooit persoonlik geken het nie. En die Griekse woord wat hier gebruik word, is gnosko. En dit is nie 'n intellektuele kennis van God nie. Dit is 'n persoonlike, intieme ervaring, dit is 'n werkwoord, wat beteken, dis aktief. Dis daagliks 'n aktiewe ding wat binne in ons lewens moet gebeur. Ons moet nie net kennis opdoen van wie God is nie, maar ons moet hom persoonlik en intiem in verhouding leer ken. Jesus is essentially saying, we never had a real relationship. You never truly surrendered your heart to me. Wanneer hy sê, gaan weg van my af, want ek het jou nooit geken nie. En Paulus kom, so ek weet nie wie van julle almal Paulus se storie ken, en so nie, maar Paulus het hierdie resume van die perfekte Jood, nee? Die perfekte ou wat die wet onderhou het en al die ander ekstra dingetjies perfek gedoen het, wat in die Joodse kultuur ook en tradisie belangrik was. En dan kom hy in Filippense 3 en hy sê, as dit is waaroor dit gegaan het, was ek die topstudent, was ek eerste in die klas gewees. Niemand is so goed soos ek, wanneer dit kom by, om alles uit jou eie uit te probeer doen, om God se guns te wen nie. Dan sê hy in Filippense 3, maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus, ja nog meer, ek beskou alles as waardeloos,
Want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Terwille van hom het ek alles prys gegee en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry en een met hom kan wees. Vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee, omdat mens in hom glo. So hy was besig om Christene aktief te vervolg, want dit was aanneemlik gewees vir hulle as Jode in daai tyd, né? En hy het een ontmoeting met Jesus en alles verander vir hom. Alles wat hy eens nagejaag het, gooi hy uit en hy sê nee, om Jesus te ken, en dit is dieselfde Griekse woord, gnosko, om Jesus in 'n persoonlike, intieme verhouding te kan ken, is alles. Niks anders is so belangrik soos hierdie een ding nie. En ek ervaar dit self, wanneer ek tyd met die Here spandeer en Bybel lees en bid en besig is om te dien iewers hierso by die kerk deur die week of wat ook al in die gemeenskap, en ek is nie ingestel daarop om Jesus te leer ken deur wat ek doen nie. Ek doen net my deeltjie, dan mis ek die punt. Dan kan ek teruggaan en sien, ek het glad nie die Here ervaar in wat ek nou gedoen het nie. Ek kan sien, daar het nie groei plaasgevind in my verhouding met hom nie. Daar was nie 'n openbaring van wie God is en wat gebeur het, of daar was nie iets dieper binne my wat gebeur het, waar ek myself meer moes oorgee aan die Here, of iets wat gebeur het nie. Geen transformasie het binne my plaasgevind nie. So, ek moet God toelaat om homself aan my te kom openbaar vir wie hy regtig is, nie my idee van wie hy is nie. En net so moet ek en jy begin toelaat dat die Here in die diepste, partykeer donkerste dele van ons menswees kan inkyk. Ons moet kies om daai oop te maak aan hom. En dis vir my so, ek sien dit in al die verhoudings in my lewe, is vertroue is alles. Dis soos die skanier waaraan jou verhouding hang. As daar nie vertroue in 'n verhouding is nie, dan kan jy klop en jy kan skop teen daai deur, hy gaan nie oop gaan nie. Maar sodra daar vertroue is, dan gaan daai deur oop, nê. So ouers, julle sal weet, jy wag tot jou kind vir jou goeie sê. Al sien jy hulle is besig met verkeerde dinge en verkeerde verhoudings en goed, jy gaan nie dadelik net na hulle toe en sê vir hulle en wys hulle tereg en goed nie. Want partykeer is daar oomblikke waar jy wag dat jou kind self na jou toe kom, dat hulle jou self vertrou met daai deel van hulle lewe, want dit beteken vir jou alles dat hulle gekies het om dit vir jou te wys. Obviously is daar tye waar mens ingryp, maar meeste van die tyd wag jy geduldig dat hulle self jou iewers innooi. Want dit is ware liefde, is om te wag dat iemand self iets met jou deel. En hoekom deel ek hierdie met julle is, God weet alles. Hy is alomteenwoordig, hy is alwetend, maar hy wag vir my en vir jou om te kies, om ons hart oop te maak teenoor hom. Selfs al weet hy al hierdie dinge, wag hy dat ek en jy by daai plek kom waar ons kies, en hom innooi en vra, Here, kom in hierdie deel van my lewe in. Here, ek sukkel met hierdie ding. Here, ek het droog gemaak in hierdie area. Ek is nie trots op wat ek gedoen het nie. Ek voel baie sleg oor wat ek gedoen het, maar ek nooi u eerder hier in. Hy wag dat ons daai vertroue in hom sit en kies. So, God wants me and you to choose to be real with him. Pastor Gert het ook laasweek gepraat oor, hy wil hê, God wil hê, ons moet real wees. Met mekaar, maar ook voor God. And it's because of Jesus' sacrifice on the cross that I can come as I am. Ek en jy kan voor God kom soos ons is, as gevolg van Jesus. En ons het so mooi vandag die hele tyd gesing oor wat Jesus gedoen het. Ek hoef nie myself eers reg te maak nie. Ek hoef nie eers al die skuldgevoelens op 'n manier van my te kom afwas, so voordat ek reg is om voor hom te kom nie. So, iets wat ek net gevind het is, my persepsie van wie God is, gaan bepaal hoe ek na hom nader. Your perception of God determines how you relate to him. Nou, ek weet nie van julle, hoe baie van julle AI gebruik nie, dalk is jy 'n bietjie bang vir dit, maar hulle doen cool goed soos die, om vir jou prentjies te gee wat jy soek, as jy dit reg intik. Ek het so 5 probeerslae gedoen. So, miskien is jou beeld van God soos die een aan die linkerkant, waar jy sien hom as 'n kwaai ou oom, nê? En weerligstrale menende hy is reg om jou pak slae te gee elke keer wat jy ietsie fout gedoen het, of ja, net elke hoek en draai waar jy iets wegsteek van hom af, of waar jy 'n bietjie jaloesie in jou hart gehad het en goed, en jy sien God as
iemand wat nie toeganklik is nie. Iemand wat jou net wil straf. As dit jou beeld is van God die Vader, dan is jy gaan uitmis op sy liefde en sy genade. Dit is die uiteinde van dit. En aan die ander kant, as jy God nou weer sien as jou buddy, dan gaan jy dink dat hy vertroetel ook sekere dingetjies in jou lewe. Dis okay, ek en God verstaan mekaar. Daai tipe uitkyk het. Dan het ek ook nuus vir jou, dat as jy nie sy almag en sy heiligheid gaan respekteer nie, gaan jy jou iewers vasloop in die liefdevolle, vaderlike dissipline van God. Daar is hierdie twee uiterstes. Die een kant is meer soos godsdienstigheid en ons eie goeie dooie werke. Ek praat nie van goeie welgevallige godsdienst nie. Ek praat van om apart van God te probeer jouself goed genoeg maak en God se guns te wen, om hom tevrede te probeer stel. Maar eintlik het jy geen persoonlike en intieme verhouding met hom nie. Eintlik is jy so bang vir God dat jy wegbly van hom af. So bang vir God dat jy voel jy moet die diepste donkerste dele van jou hart en begeertes wat jy partykeer het, wat jy self nie verstaan nie, jy moet dit die hele tyd toemaak en jy weet, maak of dit nie daar is wanneer jy op 'n Sondag hier kom staan in worship en dan gaan jy weer terug huis toe en dan pla daai goed jou weer nie, maar jy voel jy kan nie dit voor God bring nie. Dis wat godsdiens aan mense doen. En die ander kant is nou weer waar ons een voet by Jesus het. Ons is hier op Sondag, ons is, jy weet, daar by 'n leefgroep dalk deur die week en goeters. Maar sodra ek weer my eie tyd het en my eie spasie en tussen my ander vriende is, dan het ek die dinge van die wêreld baie liewer as Jesus. So eintlik staan ek met een voet by Jesus, maar wat ons nie besef nie is, daar is nie iets soos een voet by Jesus en een voet in die wêreld nie. Eintlik is al twee voete in die wêreld, as ons dit doen. Eintlik het jy al 'n openbaring gehad van Jesus as jou redder, maar jy het dit nie verder gevat en hom toegelaat om jou regtig te transformeer nie, want ons eie ek sit nog steeds op die troon. Okay, dit is soos 'n buffet ete waar ons kies wat ons wil eet, en dan kies ons in ons geloof ook, ek wil gehoorsaam wees aan hierdie, maar ek is nie gehoorsaam aan hierdie nie, en dis nou weer die ander uiterste, waartoe mens kan neig. Maar eintlik is daar net een pad, wat God vir ons wil gee, waarop hy wil hê ons moet stap. En nie een van hierdie twee uiterstes gaan jou op daai pad bring nie. Net God se manier gaan jou op daai pad bring. En dit is intieme verhouding. 'n Intieme verhouding met God. Godsdiens gaan jou nie nader aan 'n intieme verhouding met God bring nie. En ook die ander kant, om te dink God vergewe net altyd alles en hy vergewe, maar ons moet ook verstaan, hy is heilig. So net die middeweg waar jy God sien as beide, en leer om in daai plek saam met hom te wandel, gaan jy 'n intieme verhouding met hom ervaar. Om God te kan ken, en hom toe te laat om my te kan ken. Foute en all my limitations laid bare, om vulnerable te wees, to be vulnerable before God, weerloosheid. So dit is hoekom ek die goedjies hier voor het, ek wil gou 'n illustrasie doen, want die vyand is lief daarvoor om ons van ander dinge te oortuig, maar is eintlik regtig eenvoudig. Dit is die rede hoekom ek so lief is vir Jesus, is hy dit so eenvoudig gemaak, dat jy hoef nie eers te gaan studeer en teologiese grade te hê, om hom te kan volg nie. Die kleinste kindjie kan ja sê vir Jesus, en ja, hulle het dit. So, as die vyand jy die volgende keer weer kom oortuig, het gaan oor ander dinge, hoop ek jy onthou die illustrasie, want dit help my. So in die begin het God, dis God, ons geskep, Adam en Eva geskep, in sy beeld. So Adam en Eva het ook so begin, foutloos, vlekkeloos en heilig soos God, maar toe het hulle gesondig, soos ons almal weet, okay. En toe gebeur dit, so hulle is nie meer skoon gewees nie, en van daar af, ek het nie nou nog 'n glas hier nie, maar van daar af word hierdie net oorgegee, van glas na glas, van mens na mens, die sondige natuur waarvan ek en jy nooit gaan kan wegkom nie. Ons is nie net 'n nood van 'n redder, omdat ons partykeer sonde doen nie, ons is 'n nood van 'n redder, omdat wat fout is met ons soveel dieper gaan as wat ons besef. Ons het 'n sondige natuur in ons vleeslikheid. So, wat ek en jy doen wanneer ons godsdiens beoefen,
is ek probeer self myself skoonmaak en wat gebeur is, jy gooi net nog van die by eintlik. Jesus sê in Jesaja iewers dat ons goeie werke is vir hom soos drek. Ek gaan nie die ander vertalings gebruik nie, maar dit is nie mooi woorde nie. Dis hoe hy voel oor ons goeie werke wat ons uit ons eie doen, apart van 'n verhouding met hom, wanneer ek myself probeer heilig maak. En hierdie iets wat nie heilig is nie, kan nie dit self heilig maak nie. Okay? Net iets wat heilig is, God self, kan my kom heilig maak. So, wanneer ek oorgee, wanneer ek vertrou, wanneer ek my hele lewe oorgee aan hom, wanneer ek ophou om self te probeer, en ek raak vol van hom, en ek laat hom toe, om in my te kom werk, en om self in my uit te giet, dan op die ou einde transformeer hy my, om weer, soos hom te lyk, skoon. Eendag gaan jy dan voor hom staan, en jy gaan perfek wees, soos wat hy perfek is. Maar dit is alleenlik, oorgee, verhouding met hom, dan begin al die ander dinge uit ons uitgewerk raak. Dis nie deur ons eie goeie werke nie. Wanneer ek dink, dis okay, ek gaan net altyd alles vergewe, dan is dit soos dieselfde tempo, en ek kan nou nie die mic vashou en al twee gelyk doen nie, maar dieselfde tempo wat Jesus in my uitgegiet word, begin ek van die ander kant af net weer wêreld teruggooi in my in. So teen dieselfde tempo wat ek dalk op Sondag kom en al my sondes bely voor die Here en ek voel weer skoon en ek het 'n skoon bladsytjie, maar ek laat gaan nooit van die goed wat hy my van oortuig het, ek moet laat gaan nie. En ek hou aan sonde vertroetel in my lewe, dan lyk ek maar net weer so. En die hartseer ding van dit is, Hebreërs sê dit ook, is jy maak die kruisdood van Jesus en sy opstanding kragteloos in jou lewe. Omdat jy nooit waarlik tot bekering kom nie. Don't you know that it is God's kindness was intended to lead us to repentance? Romeine 4. God se goedheid, God se vriendelikheid is nog altyd bedoel dat ek en jy ons sal bekeer. Daar's 'n skrif in Petrus ook wat sê dat ons moenie dink dat God geduldig is, beteken dat hy alles net oorsien nie. Die feit dat hy geduldig is hy wat wag, want hy is lief vir alle mense en hy wil hê almal moet in die koninkryk van die hemel inkom. Daarom is hy geduldig met ons. Hy gee ons kans op kans op kans, want hy is lief vir ons. So as ek hom werklik ken en verstaan wat hy vir my gedoen het, deur sulke illustrasies en goed, om dit net weer vir jou terug te bring na die eenvoud van die evangelie, en ek kan glad nie staat maak op my eie werke nie, ek kan net staat maak in my geloof in Jesus sit, en wat hy vir my gedoen het, en uit daai plek uit kan ek in 'n verhouding met hom wees, elke liewe dag. Dan begin ek besef, hoe duur die prys is wat vir my betaal was. Dat die seun van God, God se eie seun, in my plek, vir al my afskuwelike sonde en die straf daarvoor, aan die kruis gedra het. En ek besef hoe duur daai prys was. Daar was geen ander manier nie. En dan net voor ek begin skuldig voel daaroor en dink ek moet dit op een of ander manier verdien of hom terugwerk, dan kom hy en hy sê nee, dis omdat ek liefde is, wat ek het gedoen het. Jy kan nooit sy liefde verdien nie, jy kan dit net ontvang en aanvaar. Ons gaan nooit verby die punt groei, waar God se liefde die kern van ons lewens is as kinders van God nie. Want is uit wat op die kruis gebeur het, waar ons in verhouding intree met God, waar alles oopgebreek word vir ons. Ons kan nooit, we're never going to graduate from the core message of the gospel. Inteendeel, hoe meer ek God leer ken, hoe meer staan ek in verwondering oor hoe perfek sy oplossing was vir ons. Het jy nou al in verwondering gestaan en net besef, maar vir hierdie area in my lewe, die kruis is tot die antwoord vir dit, 'n verhoudingsissue wat jy het, genesing wat jy nodig het, en jy kom en jy besef, maar die kruis is die antwoord vir alles. Hoe perfek, hoe wys is God nie, dat hy een oplossing gebring het vir alles wat fout is in die mensdom. So as my personal intimate knowledge of God in my relationship with him increases, my awe and wonder of who he is also increases.
Because who am I that such a wonderful, such a powerful, such a wise, such a kind, such a loving God would choose to love me? En die enigste rede is, hy is liefde. En ek en jy is die objek van sy liefde. Hy is lief vir jou. Hy is liefde en hy kon homself nie help nie. Hy moes sy liefde iewers heen laat gaan en hy het ons gekies. So, jy moet maar met die Here gaan sit oor dit. Ons kan nie ophou mediteer op God se liefde nie. God is liefde. 1 John 4 verse 16. And so we know and rely on the love God has for us. God is love. Whoever lives in love lives in God and God in them. God is love. En net die reeltjie voor dit sê, and so we know and rely on the love God has for us. Een raai, wat is die woordjie? Nou, gnosko. En so, ons het 'n persoonlike, intieme verhoudingservaring van God se liefde. En dit stel ons in staat om in sy liefde te bly, want God is liefde. Dit is nie net ietsie wat hy so nou en dan kies om te doen nie. Dis wie hy is, so dit is die vaste rots waarop jy jou hele lewe kan bou, is God se liefde. Want hy is liefde. Hy gaan nooit ophou om liefde te wees nie, en hy gaan nooit ophou dat liefde sy motivering is vir alles wat hy doen in hierdie ganse wêreld en in jou persoonlike lewe nie. So hoe ken ek God? Want dit was eintlik wat ek in die begin vir julle gesê het. Nou kom ons by die praktiese deel. Is as die punt van alles dan nou is om God te kan ken en vir hom om my en jou te kan ken in 'n persoonlike intieme verhouding. Hoe doen ons dit? Daar's baie voorbeelde. Ek gaan fokus op die hoof een en een van my persoonlike gunstelinge. Okay. So, ons hoef nie vir 5 ure te sit en bid tot jy die stem van God hardop hoor soos Samuel nie. The audible voice of God. Jy hoef nie vir 7 dae lank te vas totdat jy visioene van die hemel en God se troonkamer sien nie. Hy het dit so eenvoudig gemaak vir elke liewe een van ons. He made himself so accessible. En die grootste manier wat Jesus ons aanmoedig om tot God te nader, om in verhouding met God te tree, is as ons Vader. Oor die 100 keer in die evangelies praat Jesus van God as sy Vader en ons Vader. En dit was 'n nuwe konsep. In die Ou Testament lees jy nie regtig enige plek van God as 'n Vader nie, maar hier kom Jesus, die Seun van God, en hy kom openbaar God as ons Vader. Deur hy wat self Seun is, wys hy vir ons, hoe behoort ons nou as kinders van God met ons Vader in 'n verhouding te wees. In Johannes 1 vers 18, ekskuus ek daai geskep. Niemand het God ooit gesien, sy enigste Seun, self God, wat die naaste aan die Vader is nie. Die het hom bekend gemaak. So Jesus came to reveal God as our Father. Een van die redes hoekom Jesus gekom het, is om God as Vader aan my en jou te kom openbaar. En dan gaan Jesus self en hy sê in Johannes 14 vers 7, as julle my ken, sal julle my Vader ook ken. En van nou af ken julle hom en sien julle hom. Die woordjie ken, gnosko. Ek hoop julle is opgewonde oor hoe amazing die Bybel is, nee. So as God nie besig is om vir jou te sê vandag, hy wil in 'n persoonlike, intieme verhouding met jou wees, en nie net jy moet kopkennis van hom hê nie, dan weet ek nie, ons moet ons Bybels weer gaan lees. So, if you have trouble relating to God as your Father, then you need to look to Jesus. Twee goed. Jesus het vir ons kom modelleer, hy het vir ons kom wys hoe om as 'n seun en 'n dogter met God die Vader in 'n verhouding te wees. Hy het dit self vir ons kom wys. Hy was gereeld besig om af te sonder en te bid en tyd met die Vader te spandeer. En hy het gesê, ek doen net wat die Vader my wys. Ek doen niks uit my eie uit nie. Ek doen alles wat ek doen, is wat die Vader ook doen. En dit is die ander ding, is Jesus is die presiese toonbeeld van wat ek en jy kan verwag die Vader is. In Hebreërs 1 is daar 'n versie wat sê, He is the exact nature and character of God. Hy was die exact representation van God. Hy het fisies gekom om 'n onsigbare God
aan ons te kom openbaar. Soos Jesus is en was terwyl hy hier gewandel het, alles wat hy gedoen het, alles wat hy gesê het, jy kan jou vertroue in dit sit, dit is God die Vader. Dit is presies wat hy sou doen en wil doen en gedoen het deur Jesus. So, as jy sukkel om te verstaan dat God 'n Vader wil wees vir jou, gaan spandeer tyd in die evangelies en kyk na Jesus. Kyk na wat hy ons geleer het van hoe om met ons Vader in 'n verhouding te wees en kyk na sy karakter en sy natuur en hoe het hy die moeilike situasies met die fariseërs hanteer, hoe het hy die vrou by die put hanteer, hoe het hy vir Saggeus hanteer, dan leer ons die karakter en die aard van die Vader deur wat Jesus gedoen het. Okay, ek gaan weer sê, God is liefde. God is liefde. Dis my tweede ding waarop ek prakties wil fokus. So die eerste een was, gaan kyk na Jesus se lewe. Dis jou hoofding, as jy wil weet hoe om God as jou Vader te leer ken, kyk na Jesus. Die tweede ding is, die feit dat God liefde is, maak dit vir ons baie tasbaar en werklik in ons lewens. Want ons is geskep om liefgehet te word en om liefde te gee. So in ons alledaagse verhoudings gaan dit oor liefde, maar ons liefde is ongelukkig gebroke liefde. Ons liefde kom altyd met ietsie waar ons wil iets terug hê. Nee, as hierdie ding vir my ook gaan baat, dan sal ek in hierdie verhouding ingaan, nee. Maar God is nie so nie, hy het gegee sonder om enigiets terug te verwag en hy doen nog steeds. En as jy met my wil stry, want jy dink, hy vra dan my hele lewe, hy was lief vir jou gewees nog voor jy enigiets vir hom teruggegee het. Hy het klaar aan die kruis gesterf. En daar sal duisende, miljoene mense jou waarskynlik al dood, van die kruis dood, wat nee gesê het vir Jesus. Wat 'n geleentheid gehad het om hom te kies, en ons nog steeds mense wat sy liefde gaan verwerp. Wat gaan nee sê, vir dit wat eintlik vrylik tot hulle beskikking is. So God het lief sonder om iets terug te verwag. Okay, so ek net gevind in my lewe, wat vir my help, as God liefde is, dan moet ek gaan kyk, wat is liefde, om te verstaan wie God is. Okay, so 1 Korintiërs 13. 1 Corinthians 13 verse 48. Love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails. En hierdie was 'n oefening wat die Here vir my kom wys het, is, in steede daarvan om net te sê liefde, en dit bly 'n abstrakte konsep, het hy my uitgedaag in my persoonlike stilte tyd, so moet my asseblief nie aanhaal asof ek die Bybel probeer herskryf nie. Maar hy het my uitgedaag een keer om te sê, hy is, eerder as liefde is, want God is liefde. Dan lyk dit so. He is patient, he is kind, he does not envy, he does not boast, he is not proud, he does not dishonor others, he is not self-seeking, he is not easily angered, he keeps no record of wrongs, he does not delight in evil, but rejoices with the truth. He always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. God never fails. Nee? God is love personified. Ek hou van dit. En ek kan nie help om te dink, het Paulus gegaan en stukke gaan lees, soos Exodus 34, waar God voor Moses verbygaan en dan verklaar hy wie hy is, dan verklaar hy oor sy liefde en I'm slow to anger. En Psalm 103, wat ook verklaar die aard van Jesus. Verklaar dat hy dink nie meer aan ons sonde nie. Hy verwyder dit so ver soos wat die ooste van die weste is van ons. So ek voel, Paulus het gaan kyk, toe hy hierdie geskryf het, na God se aard, as God liefde is. En hy het hierdie aan mekaar gesit, uit wie hy geweet het God is. Maar wat ek dan verder doen is, ek vat dit en ek gaan reflekteer in my lewe, waar kan ek hierdie goed sien? Waar kan ek elkeen van hierdie goed sien? Waar kan ek sien, die Here het nie vinnig kwaad geraak en my so hanteer, toe ek eintlik verkeerd gedoen het nie. Last year, there was a moment where I was really lonely, beginning of the year.
and I needed a friend. I didn't know I needed a friend, but God knew I needed a friend. And in His kindness, He gave me a friend for that season. En ek het die Here se kindness, ek kan nie 'n ander woord as dit vat, om te beskryf wat die Here in daai seisoen gedoen het, deur daai vriendskap, wat my geestelik gestig het nie. Iemand wat langs my ingehak het, en saam met my gebid het, en 'n pad saam met my gestap het, dat ek nie alleen voel nie. En ek dank die Here nog steeds, dis regtig net sy kindness wat dit gedoen het. En ook, ek ervaar sy liefdevolle, vaderlike dissipline partykeer in my lewe. En ek sien dat hy verbly hom nie in dit wat boos is nie. Hy verbly hom nie in dit wat boos is nie, want hy weet dit gaan skade aanrig in ons lewens. En hy reinig my tot die waarheid seëvier in my lewe. En op hierdie manier beskerm hy jou en my van dit wat kon skeef geloop het, wat kon verkeerd gegaan het. Kan julle sien? Liefde. En ek kan sien, daar's plekke wat ek in my dagboek gaan skryf, en ek maak notas van hoe ek die Here se liefde ervaar het in hierdie situasies. Sodat wanneer dit dalk weer gebeur, of op 'n ander manier gebeur, het ek iets om na terug te gaan, het ek 'n getuienis van hoe ek die Here se vaderlike liefde in my lewe ervaar het. So ek gaan afsluit. As jy wonder oor die dissipline van God, gaan lees Hebreërs 12. Hebreërs 12 vers 5 tot 11 praat oor die vaderlike dissipline van God, en as jy God leer ken vir die liefdevolle God wat hy regtig is, dan sien jy sy dissipline ook anders in jou lewe, as wat jy dit dalk voorheen ervaar het. En ek het geleer dat God wil jou heilig maak en soos hom maak, soos dit ek gedemonstreer het. Want is alleenlik dan wat ons in 'n heel verhouding met hom kan wees, waar sonde en ons dingetjies nie meer kom steel van daai verhouding nie. Hy wil ons herstel in 'n volmaakte verhouding met hom. So hy wil jou transformeer na heiligheid toe. En hy gaan dinge gebruik om dit te doen, maar hy gaan nooit self slegte goed veroorsaak in jou lewe nie, maar hy gaan dit gebruik. En ek het besef, God is soveel groter as wat ons dink hy is. Hy sien die groter prentjie. Hy is nie geïntimideer deur die moeilike omstandighede in my lewe nie. Vir hom is dit 'n geleentheid om my nader te trek. Hy sien dit, hy erken dit vir wat dit is, en hy gebruik dit om my en jou in 'n dieper, intieme verhouding met hom te trek. En dit is God se vaderhart. Dat ek en jy hom persoonlik sal ken, in daai intieme, aktiewe werkwoord verhouding. Dit is 'n konstante uitruil van, ek nooi hom in en hy wys vir my meer van homself. Konstante, aktiewe verhouding. So, ek wil jou nooi om te staan vanoggend, net waar ons gaan nou regmaak om af te sluit. Ek gaan ook vir Louis geleentheid gee, as ek klaar gebid het, dat ons vir ons paas bid, maar julle kan saam met my staan, en dan sluit ons oë net vir 'n rukkie. Ek wil regtig net saam met julle bid vandag. Dit maak nie saak aan watter kant van ons spektrum jy dalk was, wat ek vroeër gewys het van jy ervaar God as 'n kwaai ou oom en 'n harde persoon dalk in jou lewe nie, en jy is bang om tot hom te nader en jy voel nie goed genoeg nie, en jy moet eers werk vir sy liefde en goed. Of as jy dink, hy laat my net alles toe, en dis okay. Hy weet ek sal hierdie dingetjie in my lewe, wat eintlik skade in my verhouding met God neerlê, wanneer ek reg is. En jy toets eintlik die geduld van God. Of as jy vandag hier is en jy het regtig net 'n begeerte vir 'n meer intieme verhouding met God. Jy weet hierdie is waaroor dit gaan, maar jy soek meer. Jy is nie tevrede met wat jy tans het nie. Kom ons sluit ons oë. Kom ons bid saam. So wat ook al ek bid net saam met my. Here Jesus, dankie vir wat U gedoen het aan die kruis. Ons eer U vir U gehoorsaamheid aan U Vader. Dankie vir wat U vir ons kom wys het, as 'n seun van God, wat dit is om in 'n liefdevolle verhouding met ons Vader te kan wees. Ek vra net, Heilige Gees, dat U vir elke liewe een van ons wat ook nog nie 'n openbaring van U liefde het nie, kom maak U liefde aan hom of haar bekend vandag. Here, ons soek meer van U. Ons is nie tevrede met die bietjie wat ons dalk het nie. Here, ons wil nie dink dat dit wat ek het is al wat daar is nie. Here, ons wil meer hê van U. So ek vra vandag, Here, as daar enigiemand is wat nie kan nader tot U nie, omdat hulle
vasgevang voel en hulle moet werk vir u liefde. Hulle moet werk dat u soos tevrede is met hulle, Here. Kom haal net daai las van hulle skouers af in Jesus naam, Here. Vra ek, lê daai goed by sy voete neer, wat jy voel jou diskwalifiseer. En ontvang die liefde van God. Here Jesus, kom maak ons vry van die las wat die vyand op ons wil sit. Dis nie u hart nie. En Vader, ek wil bid vir enige iemand wat nie meer u in heiligheid en in almag aanskou en besef wie u werklik is nie, Here, dat ons eintlik godsvreesende harte moet hê waar ons na u toe hardloop, want dis waar ons veilig is, Here, dat ons sal ophou dink die dinge van die wêreld gaan ons nie skade aandoen nie. Bring hulle ook terug huis toe, Here Jesus. Bring ons in u huis in as ons liefdevolle Vader. Here, ek weet die dissipline is goed op sy tyd, maar ek tree in vandag, dat hulle nie eers daar hoef te gaan nie. En as dit jy is vandag, en jy weer ons iets wat die Here van jou vra om neer te lê, terwyl ons nou afsluit met worship, vra ek jou, wees besig met die Here en lê daai ding neer. Sê vir hom, Here, ek maak klaar hiermee, maar ek het hulp nodig. En ek wil jou verder uitdaag, vra iemand om saam met jou daaroor te bid, en bring dit heeltemal in die lig. Moenie dat die wêreld en die duiwel 'n houvas oor jou het langer nie, want dit weerhou jou van 'n verhouding met God. Vader, ons vra net dat u alles wat u vir ons het, vir ons sal kom oopsluit. Help ons om daagliks met u besig te wees, Here, om daagliks vir ons te vra, wat is die punt nou weer? Is om u te kan ken, en dat u my kan ken, dat u die diepste dele van my hart, Here, waar ek dalk vrees het oor die toekoms, vrees het oor môre, nie weet watter kant toe nie, Here, waar ek dink ek moet dit self uitfigure, bring ek dit na u toe en ek sê, Here, ek weet nie. Here, ek vra vir nederige harte, Here, dat u alle trots van ons sal wegvat wat ons weerhou om u te vra vir wat ons nodig het. Here, waar ons wysheid nodig het, waar ons genesing nodig het, waar ons dalk verhoudings nodig het, Here, wat ons gaan versterk in ons wandel saam met u. Vra ek, kom bring dit wat elkeen van ons nodig het. U ken elkeen op u naam. En ek bid vandag net, Here, dat u sal kom en werk. En ek, help ons om oop te maak teenoor u, om oor te gee aan u. In Jesus naam alleen. Amen.